Kom ons word stil voor die Here en kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir hierdie lekker nuwe dag wat U vir ons gegee het. Baie dankie dat ons by mekaar kan wees, Here. Gelowiges hierso saam by mekaar om U te aanbid, om meer van U te leer en ook om nader aan mekaar te kom en mekaar te leer ken. Liewe Here, ons dankie vir die nuwe tannies wat hierso by ons is. Liewe Vader, ons vra dat U hierdie tehuis sal seën, dat U met die mense in hierdie tehuis sal wees, dat hulle U sal ken en dat hulle nader en nader aan U sal groei en dat U liefde oor hulle sal vloei, Here, en dat hulle liefde tot U sal opstyg elke dag. Liewe Here, help dat ons mekaar sal dien en mekaar ook sal lief hê, en so in U liefde, U genade en barmhartigheid sal skyn vir die wêreld daar buite ook. Liewe Here, ons weet hierdie wêreld is stikkend, maar ons vra dat U liefde genesing sal bring so ver as wat U wil. Ons is hier om U te dien, en ons vra dat U nou teenwoordig sal wees hier. Maak ons harte sag en oop vir dit wat U vir elkeen van ons wil sê. Ons bid dit net in die wonderlike naam van Jesus alleenlik. Amen. As julle kan sit. Goed, ek lees van die opsomming van die wet soos ons dit kry in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swaaye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. As jy glo in Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker, is jy welkom om saam met my hierdie geloofsbelijdenis of hardop of sag in jou hart saam met my te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter aarde neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Goed, baie dankie vir almal wat hier is. Benny Pieter is nou nie vandag hier nie, so ek gaan maar by die Afrikaans bly, dis dit okay. Pieter sukkel om Afrikaans te verstaan en dan probeer ek so 'n bietjie vir hom te vertaal soos ek gaan. Maar vandag kan ek maar net by die Afrikaans bly. Goed, ons is besig met 'n reeks wat gaan oor die basiese beginsels. Ek wil nou Liana, kan jy net so 'n klein bietjie skryf, sukkel om jou te sien. Ek kan sê lekker sit. Ons is besig met die basiese beginsels van die Christelike geloof. Daardie basiese dinge wat ons in glo. Normaalweg gaan ons vers vir vers en teks vir teks deur die Bybel, maar ons is nou besig om so 'n bietjie na die basiese dinge te kyk. Ons het gekyk na die mens, ons het gekyk na ons gevallendheid as mense in sonde en dat ons verlossing nodig het deur Jesus Christus. Ons is nou besig om te kyk na die eienskappe van God. En ons het gepraat oor sekere eienskappe kan ons meer vereenselwig, want ons het sekere elemente daarvan, maar ander elemente het ons glad nie.
soos ons is nie alomteenwoordig nie, ons het nie alle kennis en so aan nie. Maar ons is nou besig om te kyk na van die dinge wat ons wel deel, so 'n bietjie met God. Ons noem dit die kommunikeerbare eienskappe van God. En vandag gaan ons begin deur te kyk na God se liefde. God is 'n God van liefde. Ons het baie al gepraat oor die liefde van God. Ek dink ek praat elke Sondag oor dit, want dit is so 'n groot element. Ons het nou in die wet gelees. Waaroor gaan die hele wet? Die hele wet gaan oor liefde. Op verskillende maniere uitgedruk. Liefde tot God, liefde tot ons medemense. En dan al ons optrede moet in lyn val met die waarheid van liefde. Maar liefde kom van God af. Enige ware liefde kom van God af. Daar is wêreldse liefde. Wêreldse idees van liefde. En dit is deesdae baie die idee dat ek maar moet aanvaar alles wat jy vir my sê, of alles wat jy in glo moet ek maar aanvaar. Dit is nie ware liefde nie. Ware liefde is gekoppel aan die waarheid van God. Die waarheid wat net van God afkom, want enige ware liefde kom net van God af. Hy is die bron van liefde. Hy is die verpersoonliking van liefde. Hy is liefde, het ons ook gesê. Hy is wat liefde is. So as ons wil weet wat liefde is, kyk na God. Kyk wat hy doen. En as ons liefde wil nastrewe, as ons in liefde wil lewe, dan moet ons doen wat Jesus gedoen het. Wat het Jesus gedoen en ons kan hom navolg. God se liefde beteken dat hy het homself gegee vir ander. Dit is wat liefde beteken. God het op homself opgeoffer, homself verneder, verskriklik verneder om 'n mens te word. En hy het gesterf vir ons sonde. Hy het homself opgegee. En dit het hy gedoen ten spyte van ons sondige aard, ten spyte van die feit dat ons sondaars is en ons in vyandskap met hom gestaan het. In daardie stadium het hy reeds besluit dat hy sou doen, dat hy sou kon sterf vir ons sondes. En hy het soos 'n skepsel geword, hy het homself so verneder. En meer as dit, hy het gelei, verskriklik gelei en gesterf, terwyl van sy vyande, wat ons was in ons sondige toestand, voordat ons hom ontvang het as verlosser. Dit is hoekom hy vir ons kan sê, dat ons vyande moet lief hê. Want dit is presies wat hy gedoen het. So, liefde, as ons hoor wat Jesus vir ons sê, dat ons vyande moet lief hê, dan kan ons dadelik weet, dat liefde gaan nie oor gevoelens nie. Ons dink aan liefde baie keer as hierdie warm gevoel wat ek in my hart het. Dit is nie waar werklike liefde begin. Werklike liefde begin in gehoorsaamheid aan God, wat die bron van liefde is. Gevoelens is iets wat kom en gaan. Ons het eendag voel ons baie goed teenoor iemand en ons het 'n warm gevoel. En net daai oomblik sê daai persoon iets en ons voel heeltemal anders as daai persoon het. Dit is hoe ons is as mense. Maar ware liefde is optrede. Ons voel nie liefde noodwendig nie, ons doen liefde. So liefde is aksie. Ek sê nie dat gevoelens nie betrokke daarbey is nie, natuurlik is gevoelens daarbey betrokke, maar dit is nie die hoofding wat liefde is. Liefde is gehoorsaamheid. God het liefde gehaat en liefde uitgelewe nog voordat die wêreld bestaan het. Want God is 'n drie-enige God. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 3 persone in een wese en hulle het mekaar lief gehad nog voordat die aarde bestaan het. Hulle het geweet wat liefde is. Hulle het mekaar lief gehad van die begin af. So daardie intieme verhouding het in die drie-eenheid reeds bestaan en het liefde uitdrukking gevind. As ons kyk na Johannes 17 vers 24, kan ons sien hoe God daardie liefde nou ook met ons ook deel. Johannes 17 is mos die baie bekende gebed van Jesus aan sy Vader. Hy bid tot die Vader. Hierdie is eintlik soort van die Onse Vader. Maar ja, ons doen die Onse Vader, maar
Want dit is die instruksie wat Jesus vir ons gegee het, hoe ons moet bid. Maar in Johannes 17 kry ons Jesus se werklike gebed tot sy Vader. En onder andere in vers 24 sê hy, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Die Vader het die Seun liefgehad voor die grondlegging van die wêreld. So die liefde van God in homself word ook aan ons gegee, en die hoofuitdrukking van daardie liefde aan ons is Jesus Christus. Dit is die hoofuitdrukking van God se liefde ook aan ons. Luister mooi na wat hierdie teks sê. 1 Johannes 4 vers 10 tot 12. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gebring. So, ons het nie eerste vir God lief gehad nie. Hy het ons eerste lief gehad. So, hoe kon ons op eerste lief gehad het? Ons het nie eers bestaan toe hy ons al lief gehad het nie. Toe hy al 'n plan vir ons gehad het nie. Ons was in ons sonde, ons was vyande met God. Ons gaan nog kyk na God se heiligheid, wat dit beteken. God kan hom nie self nie vermeng met sonde nie, want hy is heilig. En dit is hoekom ons vyande met hom was, voordat Christus ons verlos het. As Christus jou persoonlik verlos het, as jy in 'n liefdesverhouding en in 'n vertrouensgeloofsverhouding met Jesus is, dan is jy nie meer 'n vyand van God nie. Jy is nou sy vriend, sê hy selfs. Hy het geweet wat sou gebeur, wat dit hom sou kos, maar sy liefde was groter as dit gewees. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Het is maklik om iemand lief te hê wat vir jou lief is, nee. Het is maklik om iemand lief te hê wat jou bloed is, jou kinders is, of jou pa of jou ma is, of so, wat jy nou verhouding mee het, iemand wat goed is vir jou. Maklik om hulle lief te hê. Het is nie maklik om iemand lief te hê wat nie goed is vir jou nie, wat jou teenstaan, wat lelike dinge sê oor jou, wat met ander woorde wat jou vyand is. Maar dit is presies wat God gedoen het. Toe ons nog sondaars was, het hy ons lief gehad. Het hy ons so lief gehad, dat hy bereid was om die hoogste offer te gee vir ons. Dit is hoekom dit nou sin maak, dat ons in Christus is. Hy het ons in homself ingevat, en ons omvou met sy liefde. As ons regverdig is, en die vyandskap weggeneem is, en ons nou werklik sy kinders is, dan is ons in Christus. Die Bybel praat baie daarvan, dat ons in Christus is. Ons word deel van sy liggaam. Dit is 'n noue verhouding wat ons dan met hom het. En dan, omdat ons in hom is, vloei sy liefde deur ons na ander mense toe. En wanneer ons dit doen, dan sê die Bybel, daai teks wat ons gelees het, sê dan, kom sy liefde tot vervulling. Dit is asof dit vol word, wanneer ons sy liefde uitlewe na ander mense toe. So ek dink daaraan, en dit word soos 'n sirkel. Dit vloei, die liefde vloei van God af, na ons toe, van ons af uit na ander mense toe, en so kom dit tot vervulling, en dit vloei terug na God toe. Maar die liefde word 'n werklikheid vir hom ook. Nie dat ons enigiets regtig vir God kan doen nie. Ons het al gepraat daaroor dat hy ons nie nodig het nie. Maar hy ontvang vreugde, hy word bly omdat ons ook lief het. Ons gee vir hom ook seën so. So hoe doen ons dit?
Hoe het ons lief sodat God vreugde kan vind in dit? 2 Johannes 1 vers 6. En dit is die liefde, dat ons volgens sy gebooie leef. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, julle moet daarin leef. So liefde is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God. En soos ons dat gesien het, wat sê die Here vir ons? Ons moet mekaar lief hê. Ons moet hom lief hê en ons moet mekaar lief hê. En liefde is aksie. Dit is wat in hierdie huis gebeur. As daar liefde geleef word, dan dien ons mekaar. Ons help mekaar, jy gebruik jou krag waar die ander persoon swak is. En ons help mekaar uit. Dit is wat liefde is. Dit is so eenvoudig soos dit. Galasiërs 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So is dit werklik moontlik dat ek die Here bly kan maak, dat ek vir hom vreugde kan gee? Is dit al so baie gesien hoe hy soveel hoër is as ons. Daar is 'n oneindige gaping tussen ons en God. En hoe kan ek hom dan bly maak? Is dit moontlik? Luister na Sefanja 3 vers 17 tot 18. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlos. Hy sal hom oor jou verheug met blydskap. Hy sal swyg in sy liefde, hy sal oor jou juig met gejubel. Hoor jy wat hy daar sê? Die Here sal juig oor jou en my wanneer ons gehoorsaam is, wanneer ons doen wat hy vir ons sê om te doen. Dit is 'n ongelooflike gedagte. So ja, God is liefde, God lewe liefde uit aan ons, dit word verpersoonlik deur Jesus Christus, en ons, al wat ons doen, is om dit vir hom terug te gee, deur gehoorsaam te wees en mekaar te dien. Dit is liefde. Dan die volgende element wat ons daar kyk, is God se genade, sy barmhartigheid en sy geduld. Ons is vandag by lekker onderwerpe, as ons praat vir die Here. Ons gaan ook by die moeilike goed ook uitkom. Ons was al by 'n paar moeilike goed, maar ons gaan nog by moeilike goed uitkom. Maar vandag is 'n lekker dag. So ons kyk na God se genade, sy barmhartigheid en sy geduld. So wat is die verskil tussen genade en barmhartigheid? Dit is nie maar dieselfde ding nie. Nee. Genade is wanneer ek iets ontvang wat ek nie verdien het. Dit is genade. God gee vir my iets wat ek nie verdien het. Dit is genade. I'm just thinking of what the English is of that. It's grace and mercy. So genade is mercy. Mercy is receiving something you don't deserve. Goed. So, wat verdien ek? As ek op my eie voete staan in myself, wat verdien ek? Ek verdien God se oordeel en sy straf. Ek verdien die hel. Dis wat ek verdien. Ons gaan nog kom by God se heiligheid en wat dit beteken. Ons kan maklik sê ons hou daarvan om ons dien 'n perfekte God. Maar vir die sondaar is God se perfeksie 'n groot probleem, want ons is nie perfek nie. Ons is sondige mense. So wat ek verdien is straf, maar ek kry nie die straf nie as gevolg van God se genade. Hy is genadig oor ons. En dan barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? Barmhartigheid is wanneer ek iets ontvang wat ek nie verdien nie. Goed, so die een is iets wat ek nie kry nie, wat ek eintlik verdien, en die ander een is wanneer ek iets kry wat ek nie verdien. Goed, barmhartigheid is wanneer ek iets ontvang, is 'n gawe sonder verdienste. Goed, so die grootste barmhartigheid is Jesus self. God se geduld gaan daaroor dat hy die oordeel terughou. So dis genade, barmhartigheid en geduld. God se geduld hou sy oordeel terug. Ons het gesing daaroor. He's rich in love and slow to anger. God is stadig om kwaad te word.
Hy straf nie dadelik nie. Hierdie eienskappe vloei natuurlik uit sy liefde. Alles word oorkoepel deur God se liefde en hierdie dinge vloei daaruit. Hy gee vir mense tyd om hom te kies. Almal kry 'n kans om hom te kies. As God dadelik sou straf, sal niemand gered word. Nie een van ons sal gered wees as God dadelik sou straf nie. Want sy regverdige straf sou enige mens verbrysel. God sal wel die volle straf bring. As jy nie in Christus is nie, sal jy die volle straf van God ontvang. Die eerste keer wat Jesus gekom het, het hy gekom in genade en barmhartigheid. Hy het gekom om ons te red. Hy het gekom om ons na hom toe te roep. Die volgende keer as Jesus kom hy in oordeel. Hy kom, en as jy die Bybel gaan lees, dan sien jy hoe daar gepraat word, dat die bloed gaan loop tot by die skouers van die perde. Dit gaan 'n tyd van oordeel wees. Dit gaan nie die Jesus wees met die lammetjie nie. Dit gaan die Jesus wees met die swaard. God se oordeel sal kom oor die wat hom nie ken nie, wat nie in hom verborge is nie. So, as God dadelik sou straf, dan sou niemand oorgebly het nie. Geregtigheid kom. In hierdie wêreld sien ons baie mense wat wegkom met dinge, nee. Ons weet van baie mense wat wegkom met dinge. Ons het leiers in hierdie land gehad wat weggekom het met dinge. En dan dink ons, waar is die geregtigheid? En elkeen van ons het dit al ondervind in ons persoonlike lewens. Hoe mense weggekom het met dinge. En ons weet dit. En ons sien dit elke dag. Maar ons kan weet, geregtigheid sal regeer op die ou einde. Hierdie lewetjie is so kort. En dan sal geregtigheid wel kom. Want God is regverdig. Eksodus 34 vers 6. En toe die Here by hom verbygaan het, hy uitgeroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou. Moses het geweet wie God is. Hy het 'n noue verhouding met hom gehad en geweet hy is geduldig en hy wag vir die mens. Maar dan kom 'n tyd wat die wag verby sal wees. Psalm 103 vers 8, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. Goed, en dan die treffende ding is dat ons hierdie genade en barmhartigheid kan verwag van God. Want dit is wie hy is. Die 33:53 vertaling gee vir ons Psalm 119 vers 132 as volg. Wend u tot my en wees my genadig, sodat dit soos dit die reg is vir die wat u naam liefhet. Psalm 119. Ekskuus, hierdie is 'n fout. Dis ook vers 132, ek moet daar naby wees. Draai na my toe en wees my genadig, soos u pleeg te doen. Ekskuus, hierdie is die 2020 vertaling. Hy stel dit so, draai na my toe en wees my genadig, soos u pleeg te doen aan die wat u naam liefhet. So daar's 'n mens van nie sê God het 'n verpligting nie, maar dit is hoe God sal optree, want dit is wie hy is. Hy is 'n genadige en 'n barmhartige God. So ons kan dit verwag van hom af. Hoe kan die psalmskrywer so iets sê? Hy sê dit omdat dit God se karakter is. Dit is wie hy is. Ek maak nie een of ander bepaling vir God nie. Dit is wie God is. Hy is genadig en barmhartig en hy is geduldig. Hoekom? Want hy is getrou in homself. Hy is getrou in homself. Daarom kan ons staat maak. Ons kan staat maak op die Here en weet dat hy getrou is, dat hy genadig en barmhartig is. Ons moet nou natuurlik verstaan dat dit nie beteken dat ek net 'n lewe van lekkerte kan hê. Nee, God is getrou en hy weet wat ons nodig het. Ons is sy kinders en hy weet wat vir ons skade kan aandoen. En baie keer kan 'n lekker, gemaklike lewe ons skade aandoen. Jy kan kyk na ryk mense. Baie keer het hulle groot geestelike probleme,
want hulle lewe is te maklik. So die Here baie keer hou hy ons maar 'n bietjie onder om juis sy genade aan ons uit te lewe, sodat ons kan onthou wat is belangrik en dat ons altyd hom sal soek en besef dat ons afhanklik is van hom. Goed, ons het toe ek hierdie voorberei het, was ons ook besig om Job te lees in die oggende. En dit is nogal treffend wat God met Job doen. En was Job nie meer genadig was God nie meer genadig met Job gewees nie? Maar waar dit te sien, as ons daar gelees het, het ons baie gehoor hoe Job gekla het, dat God hom onregverdig behandel. Nee. Job het dit 'n paar keer gesê. Hy het gesê dat God hom onnodiglik straf. Job wou op sy eie geregtigheid staat maak. Maar ons het ook gesien hoe God vir Job aangevat het en vir hom mooi bymekaar gebring het daar aan die einde. En dan het ons ook gesien aan die einde van Job, hoe God vir Job geseën het, dubbel wat hy gehad het aan die begin, het hy aan die einde gekry. Want God was geduldig met hom en God was genadig en barmhartig gewees met hom. So God se genade staan vas omdat sy karakter vas staan. Die grootste uitdrukking van God se genade, barmhartigheid en sy geduld is natuurlik weer eens die verlossing wat ons ontvang deur Jesus Christus. Altyd as ons wil weet wat is reg en wat is goed en wat is die maatstaf, kyk na Jesus. Kyk wat het hy gedoen. Romeine 3 vers 23 tot 24. Almal het immers gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Goed, so ons verlossing staan op genade. Dit is nie op ons eie werke nie. Ons doen die werke omdat ons, soos ons nou gesien het, in liefde moet en wil lewe. Daarom is ons gehoorsaam, maar dit is omdat ons dankbaar is en omdat ons hom ontvang het en omdat hy in ons is, lewe ons daardie liefde uit en doen ons die werke. Maar die werke bring nie ons verlossing vir ons nie. Dit is genade wat ons ontvang. Romeine 4 vers 16. Daarom is dit op grond van geloof, sodat dit volgens genade kan wees. So is die belofte seker vir die hele nageslag, nie net vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit geloof van Abraham is. Hy is immers die vader van ons almal. So omdat God genadig is, kan ons redding ontvang. Iets wat dit sou ons nooit kon beerf nie. Geloof is die enigste weg. Onthou dat geloof nie 'n gawe aan God is nie. My geloof is nie iets wat ek vir God gee nie. Dit is nie 'n gawe van God nie. Geloof is iets wat ek doodeenvoudig toepas, sodat ek hom kan ontvang in redding. Dit is doodeenvoudig 'n erkenning van die realiteit, van wat waar is. Dit is 'n vertroue dat Jesus aan die kruis gedoen is, op my van toepassing is. En dan, wanneer ek my geloof in Jesus plaas, vind die wedergeboorte plaas. En ek word oorgemaak in my gees. My siel word nuut oorgemaak in Jesus Christus. So, net soos, dit is egter nie net in ons redding, dat ons God se genade, of waar God se genade vir ons effektief is nie, maar in die hele lewe, in elke dag, in elke asemteug. Ons sal nie een oomblik kan lewe, as dit nie vir God se genade was nie. 1 Korintiërs 15 vers 10 sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal, sê Paulus. Tog nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Ek dink ons kan almal daarmee saamstem. As dit nie vir God se genade was nie, dan sou ek nie kon doen wat ek doen nie. Die blote feit dat ek is wie ek is genade uit God se hand uit aan my.
So hierdie 3 elemente loop saam: genade, barmhartigheid en geduld. God is geduldig. 1 Timoteus 1 vers 16. Maar juist daarom is aan my barmhartigheid bewys, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar sy volle lankmoedigheid of geduld kon demonstreer, as 'n voorbeeld vir die wat in hom sou glo met die oog op die ewige lewe. So God was lankmoedig met Paulus gewees. Ons onthou vir Paulus, nee, sy naam was eers Saulus gewees. Hy was die vervolger van die kerk gewees. Hy het hulle gejaag en hulle in die tronk gegooi. En hy was teenwoordig en betrokke met Stefanus se steniging. Hierdie Saulus wat ons hiervan praat, maar God was geduldig met hom. God het vir hom 'n kans gegee. En so doen hy ook met ons. God is geduldig met ons. En hy wag vir ons. As enige van ons nog nie vir Jesus Christus ontvang het as verlosser, doen dit vandag, want ons weet nie wat môre inhou. Ons weet nie wat môre gebeur nie. So, God is geduldig, maar daar kom 'n einde aan dit. Dit moet ons besef. Goed, en hy is ook geduldig met ons in ons lewe. Ons sondig, elkeen van ons, elke dag doen ons sonde. Want ons sekere dinge wat ons mee sukkel om te los. Nee, elkeen van ons het ons swakpunte. Die dinge wat ons mee sukkel. Maar die tipe sondes wat elkeen van ons, wat soort van, dit voel asof het vashou aan jou, dit kleef aan jou, jy kan nie ontslaak daarvan. Die Here is geduldig met ons, en hy gee vir ons kans. Maar ons moet nie laat sy geduld met ons laat terugstaan en sê, ag, dit is nou maar net so. Ons moet aanhou werk in ons sonde, aanhou werk om dit neer te sit. Goed, ons moet versigtig wees dat ons nie dink dat dit beteken dat God nie omgee oor ons sonde. Hy haat ons sonde. Daarom moet ons dit een kant sit, omdat ons hom liefhet, wil ons te doen. En ek wil ook sê dat ons ook stadig moet wees met ander mense. Ons moet geduldig wees en barmhartig wees met ander mense ook. Want ander mense is ook maar net soos ons. Hulle is ook maar sondaars. Hulle het ook maar hulle probleme. Hulle het ook maar hulle dinge wat hulle doen, wat ons seermaak en ons skade aandoen. En ons moet stadig wees. En ek is self baie skuldig aan. Dat ek vinnig wil reageer. Die mens moet nie so wees. Dit is een van die dinge wat ek aan moet werk. Is dat ek geduldiger moet wees met mense. Natuurlijk nie vir altyd nie, en dit hang af van die situasie, dit hang af van omstandighede. Ons moet wysheid toepas. Wat is die omstandighede? Wat gebeur hierso? Wat gebeur nou met hierdie persoon? Kan die persoon deur 'n moeilike tyd of nie? Al die tipe goed moet ons in gedagte hou en wysheid toepas. Maar ons moet strewe daarna om geduldig te wees. En ons ingesteldheid moet wees om geduldig te wees. Ons moet ook geduldig wees met die Here. Ons vra baie keer vir dinge, maar ons het nou nie. Partykeer moet ons leer, en die Here leer ons baie keer, soos wat jy 'n kind leer om 'n bietjie te wag vir daardie lekker ding wat die kind wil hê. Nee, ons leer ons kinders om geduldig te wees, om te wag vir 'n ding. En so sal die Here ook baie keer met ons doen, want ons is sy kinders. En hy wil ons ook leer, hy wil ook ons karakter bou. So, as jy vir die Here wag vir iets, wag geduldig. Wag vir hom om te antwoord. Hy sal jou antwoord. Hy weet wanneer die regte tyd is om 'n ding te doen. Luister na wat Jakobus sê in Jakobus 5 vers 7 tot 11. Wees geduldig, broers, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde tot die vroeë en laat reëns geval het. Wees dan geduldig. Staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding en julle het die Here se einddoel met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Soos in alles volg ons vir Jesus Christus,
En ons sien sy geduld en sy barmhartigheid en sy liefde teenoor ons. En daarom moet ons dit ook uitlewe aan ander mense. Mag wat ons leer van die Here en hoe wonderlik hy is, ons verander. Dat ons sal strewe daarna om soos hy te word. Dat ons nie geduldig wees met ons eie sondige natuur nie, maar dat ons strewe daarna elke dag om meer soos hy te word. Dat ons nie bly waar ons is nie, maar dat ons vorder in ons geloof en in ons verhouding met hom. Amen. Kom ons bid saam. Ag liewe Vader, baie dankie vir hierdie tydjie rondom die woord. En dat ons 'n bietjie meer kon leer van wie U is. U is 'n God van liefde, van barmhartigheid, van genade en van geduld. Liewe Here, help ons dat soos ons meer van U leer, dat ons U meer en meer sal lief hê en dat ons meer en meer daarna sal strewe om soos U te wees en regtig ambassadeurs van U sal wees in hierdie lewe. Dat ons so sal lewe dat ons vir U sal vreugde bring en 'n glimlag op U gesig sal kan sit. Dat ons Vader in die hemel sal bly maak oor wat ons doen en hoe ons lewe. Ons loof en ons prys U heilige naam. Ons aanbid U as ons verlosser en ons redder. En ons vra hierdie dinge dan ook net in sy naam, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek lees vir ons die seën soos ons dit ontvang in Numeri 6 en dan gaan ons die laaste liedjie sing. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.